Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Genesis 19, seker een van die mees dramatiese hoofstukke in Genesis. In Genesis 18 het ons gelees dat terwyl Abraham en die Here in gesprek was, het die twee besoekers aanbeweeg na Sodom toe. Nou Lot het hierdie twee besoekers of engele by die stadspoorte ontmoet en aangedring dat hulle by sy huis sal oornag. Nou die gasvryheid wat Lot aan die besoekers betoon het, was nie ongewoon nie, maar die dringendheid waarmee hy dit gedoen het, was wel. Ons lees dan dat die stadsmanne jonk en oud na Lot se huis gegaan het en geëis het dat die vreemdelinge uitgelewer moes word, sodat hulle seksueel immoreel en skandelik met hulle kon handel. 'n daad wat God se orde verwerp en sy oordeel uitlok. Lot stap dan uit en pleit dat hulle die manne moet los, maar in sy verdraaide oordeel bied hy sy eie dogters aan vir die manne. Ons lees nie dat Lot geweet het dat dit engele was wat by hom aan huis was nie, maar hy het reeds soos 'n spons Sodom se kultuur ingesuig en sy waardes was besmet. Hy het begin dink en optree soos 'n burger van Sodom. Sien, dit wat sonde kom doen, is dit verdraai ons denke totdat ons ander opoffer om ons eie doel te bereik. Maar Christus wys 'n beter weg. Hy het nie ander geoffer vir homself nie. Hy het homself geoffer vir ander en dit is waarin hy elkeen van ons wil lei. Ons lees vanaf vers 10 dat die engele dan intree. Alhoewel Lot buite sy eie mag die geweldige skares in die gesig gestaar het, was hy nie buite die mag van God nie. God se engele met groter krag as die skare, reik uit en trek hom na veiligheid. Dan steek hulle hande uit teen die vyand en slaan hom met blindheid. Die Here is nie net genadig met Lot nie, maar strek daardie genade uit oor sy familie ook. Dit lyk asof hul verbintenis met Lot hulle geleentheid bied om te lewe, en Lot se verbintenis met Abraham is wat hom uiteindelik spaar. Die engele verduidelik dan dat die stad verdelg gaan word en dat Lot en sy familie bymekaar gemaak moet word. Nou Lot se skoonseuns lag dan vir hom. Hulle dink dat hy gek skeer. En dit was die duidelike gevolg van kompromie in Lot se lewe. Toe hy met die grootste erns oor die oordeel van God gepraat het, is hy nie ernstig opgeneem nie. Ons sien dan die eerste tikkie hoop toe die dag breek. Die Here hou sy oordeel terug ter wille van hierdie sondige man en die engele beveel hom weer om te vertrek. Uiteindelik kan hy nou uit die verderf gaan en lewe, maar dan huiwer hy. Die engele gryp hom en sy vrou en trek hulle uit die vernietigende dood. Nou waarom doen God dit? Want hy is genadig. Sien, ons dien 'n God wat ondeurgrondelike genade betoon aan diegene wat dit die minste verdien. Die uitweg wat God voorsien in verse 17 tot 22 lyk nie vir Lot goed nie en dan vra hy vir 'n ander stad. Steeds toon God genade aan Lot. En ons sien dan dat Abraham se vraag hier in vers 22 beantwoord word. Sal die regter van die hele aarde nie reg doen nie? Genesis 18:25. Sien, God is gebonde deur sy eie geregtigheid en eer, en hy kon nie hierdie oordeel oor Sodom bring, totdat die paar regverdige mense gered is nie. Verse 23 tot 29 sien ons God se oordeel val in die vorm van swaal en vuur oor Sodom en Gomorra. Die hele gebied, al die mense en plante groei, word vernietig. Nou sien ons, Lot se vrou is in 'n soutpilaar verander, omdat sy agtertoe gekyk het. Sien, die engel het spesifiek gewaarsku, moenie agter jou kyk nie, vers 17. Nou Jesus sê in Lukas 17 vers 32, dink aan Lot se vrou. Sien, die toestand van haar hart het haar laat terugkyk,
en sy was waarskynlik spyt oor die vernietiging van Sodom. Nou, ons harte moenie vasklou aan die wêreld en sy plesiere nie, want dan sal ons sukkel om God se regverdige oordeel daaroor te aanvaar. Die volgende oggend sien Abraham die rook uit die hele land van die vallei opstyg soos 'n oond en alles is heeltemal vernietig. Verse 30 tot 38. Alhoewel Lot en sy dogters veilig in Soar is hy bang om daar te bly. Hy vlug dan saam met sy dogters na die heuwels en vestig hul in 'n grot, ver weg van Abraham, waar daar veiligheid en geloof was. Nou wat volg is een van die skrif se mees tragiese tonele. Lot se dogters, gevorm deur die verdorwe kultuur en sonder hoop vir die toekoms, neem sake in hul eie hande. Hulle maak hul vader dronk en in sy dronkenskap het beide in 2 agtereenvolgende nagte gemeenskap met hom. Albei raak swanger en hul seuns word onderskeidelik die vaders van die Moabitiese en Ammonitiese volke. Dus het die morele verval van Sodom steeds voortgeleef, selfs buite die stad. Nou Lot se verhaal eindig nie in 'n oorwinning nie, maar in skaamte en vernedering. En hierdie is dus 'n ernstige waarskuwing oor wat gebeur wanneer ons sonde, ons denke, ons keuses en ons nageslag verdraai. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.